Goeiedag julle, Jolandi hier van die Bybel in 1 jaar. Ons lees vandag saam met Johannes 11 vanaf vers 1 tot 44. En in vandag se lees kyk ons na die baie bekende verhaal van Lazarus wat uit die dood uit opgewek is. Soms word ons egter so bekend met 'n Bybelverhaal dat ons naderhand nie werklik meer die impak daarvan ervaar nie. En in 'n tyd van tegnologie en WhatsApp en goeie medisy, dink ek nie ons begryp hoe erg die gewag vir Martha en Maria moes wees nie, toe hulle absoluut niks van Jesus hoor nie. Want hy was nie net een van vele opsies vir hulle om na uit te reik nie. Hy was hulle enigste antwoord. En as mens so daaroor dink, wonder ek hoe ons eie verhoudings met Jesus lyk. Is hy die eerste een wat ons nader in 'n tyd van krisis? Of onthou ons hom eers as plan A, B en miskien selfs C misluk het? In verse 1 tot 3 lees ons hoe die susters, Martha en Maria, uitreik na Jesus vir hulp, terwyl ons bewus raak daarvan dat Jesus hulle geken het. En in verse 4 tot 6 sien ons dan hoe Jesus op die noodkreet reageer deur te besluit om 'n verdere 2 dae te vertoef voor hy na Betanië sou reis. En die rede vir die vertraging lê opgesluit in vers 4 wanneer ons lees: Hierdie siekte is nie tot die dood toe nie, maar tot die heerlikheid van God, sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word. Nou, op die punt kan mens maklik dink, wat 'n eienaardige reaksie, aangesien Lazarus reeds dood was. Charles Spurgeon maak die volgende raakvat opmerking hieroor: Ons moes eintlik gelees het dat die siekte tot die dood was, maar uiteindelik tot eer van God. Maar hy wat die einde van die begin af sien, praat met 'n grootsheid van styl wat nie deur ons nageboots kan word nie. So praat die Here van dinge, nie soos hulle blyk te wees in die oomblik nie, maar soos hulle op die lange duur sal wees. In verse 7 tot 10 lees ons hoe Jesus dan vir die disippels sê dat dit tyd is dat hulle terugkeer na Judea. Die disippels het dit glad nie verstaan nie, want alwaaraan hulle gedink het, is die feit dat Jesus op die geestelike leiers se most wanted list was, en dit dus glad nie veilig was om na Jerusalem te reis nie. So hulle het waarskynlik gevoel dat Jesus vir Lazarus met die spreek van 'n woord kon genees, in plaas van om hom fisies te sien. Maar Jesus gebruik hierdie geleentheid om vir hulle 'n belangrike goddelike les te leer, deur te sê dat daar 12 ure in 'n dag is, bedoelende dat God absoluut in beheer is. Die Here ken ons begin van ons einde, en indien ons werk hier op aarde nog nie voltooi is nie, sal hy ons beskerming en krag wees om in gehoorsaamheid dit uit te voer wat nog moet gebeur. Maar dit moet ons ook geensins laat dink dat tyd nie gaan uitloop nie. Dus moet ons elke dag se taak voltooi terwyl daar nog daglig is. In verse 11 tot 15 sien ons dan hoe die disippels nie werklik verstaan het wat Jesus bedoel het nie. Thomas kom toon egter brawe geloof in vers 16, deur te sê dat hulle saam met Jesus na Jerusalem moes gaan, al was dit ook lewensgevaarlik gewees. Want al sou dit Jesus se dood kos om Lazarus te besoek, sou hulle lojaal saam met hom gaan en ook sterf indien nodig. In verse 17 tot 22 lees ons hoe Martha vir Jesus tegemoet gekom het op die pad en die nuus deel dat Lazarus reeds 4 dae dood was. En daar is iets baie belangrik aan dag 4 hier, aangesien die Jode die bygeloof gehad het dat 'n persoon se siel naby die graf sou bly vir 3 dae,
met die hoop dat hy sou kon terugkeer na die liggaam, maar dat die siel op dag 4 sou vrede maak dat daar geen terugkeer kon wees nie, en die familie dus op dag 4 kon vrede maak dat die persoon baie beslis dood was. So die wonderwerk van Lazarus se opstanding kon slegs toegeskryf word aan die bonatuurlike werking van Jesus se krag en nie die waarwording van 'n bygeloof nie. Is dit nie net wonderlik hoe presies die Here dinge in ons lewens uitwerk nie? Want wanneer hy iets groots kom doen, maak hy baie seker dat ons dit nie aan menslike werke kan toeskryf nie. In vers 21 lees ons hoe Martha nie Jesus se werke verstaan het nie. En in vers 32 sien ons dat Maria se reaksie presies dieselfde as haar susters in was. Beide het geglo dat Jesus hulle broer kon genees, en nie een van hulle kon verstaan hoekom Jesus so lank geneem het om te kom nie. Maar wat hulle nie besef het nie, is dat Jesus wil nie kom teleurstel het nie, maar dat hy eerder hulle geloof kom versterk het. Hoeveel keer leef ons nie ook met daardie selfde misverstaan van Jesus se omgee en liefde nie? Want hoeveel keer het ons al wonderwerke beleef, maar dit nie besef nie? In verse 33 tot 38 sien ons hoe diep Jesus geraak is deur die gebeure, wanneer sy emosies aan ons bekend gemaak word. En dit laat my wonder of ons besef dat ons hartseer steeds Jesus se hart raak, dat ons trane nie ongesiens verbygaan nie, en dat die Here steeds reageer op elke noodkreet wat ons uitroep, dalk net nie soos ons dit verwag het nie. Die gedeelte sluit af waar Jesus vir Lazarus uit die graf laat kom, net soos hy beloof het. En deur die geloof van beide Martha en Maria het hulle die voorreg gehad om die heerlikheid van God te aanskou. En dalk is dit waar ek en jy vandag kort kom, geloof. So as jy miskien al hoe lank smeek vir iets om in jou lewe te verander of te gebeur, wil ek jou vandag aanmoedig om dit 100% vir die Here te gee en om sy tydsberekening hierin te vertrou. Want selfs al kom hy 4 dae laat, beteken dit nie dat hy van jou vergeet het of dat 'n wonderwerk nie steeds moontlik is nie. Mag julle almal 'n geseënde dag hê. Totsiens.